Hallo vriende van Namibië. Dit is vir my lekker om met julle te gesels. My naam is Tom Smith. Ek is hier in Johannesburg. Ek is deel van die leergemeenskap van Inpas. En Inpas is 'n leergemeenskap wat bestaan uit gemeentes in verskillende synodes wat saam op reis is. Ek dink die titel van Inpas verduidelik dit mooi. Dit sê Inpas met die lewende God, ritmes en gewoontes vir roepingsgetroue gemeentes. As Inpas skoei ons werk op die realiteit van die drie-enige God, Vader, Seun en Gees, wat die vroeë kerk natuurlik beskryf het as 'n perigoreuse dans van liefde. En daarom glo ons hierdie God roep ons in hierdie tydstip van ons kulture waarin ons leef, om ook onsself oop te maak om te kan onderskei wat is dit wat die Here wil hê van ons. Inpas is 'n internasionale leergemeenskap. Ons werk is geskoei in die laaste amper 2,5, 3 dekades lank al op gemeentes wat saam probeer onderskei en inoefen wat dit beteken om as disippels beliggaam die wysheid van die kerk na te volg, om ons lewens oop te maak vir die Gees se vorming en hoe die Vader en die Seun ons stuur in die krag van die Gees en ons ook ontmoet binne in ons gemeenskappe. Daarom het Inpas 5 hoofritmes en daai ritmes word gevorm soos wat ons gewoontes inoefen deur spesifieke praktyke as gemeentelede te vat wat uit die skatkis van die kerk uitkom, sodat ons gevorm kan word om dan ook roepingsgetrou te leef. Nou, ek gaan vinnig net iets sê oor hoe ons gewoonlik hande vat met gemeentes. Ek kom nou juis van 'n 2,5 dag leergemeenskap in die Vrystaat. Ons vra vir dominees om so 1 of 2, partymal 2,5 dae op sy te sit. Ek dink julle datum is in Junie, as ek reg onthou. En dan vra ons dat die dominees regtig waar so bietjie, jy weet, hulle selfone afsit, 'n paar van hulle leiers ook innooi as hulle kan, ouderlinge. En dan wat ons doen is, ons vorm 'n leergemeenskap waar ons van die praktyke in Inpas begin inoefen en dan ook saam onderskei wat is maniere hoe ons dalk Inpas binne in ons gemeente kan begin toepas. Hoe nooi ons ander mense op hierdie reis van disippelskap? Nou, soos ek sê, het Inpas 5 hoofritmes en hierdie ritmes word gevoed deur spesifieke gewoontes wat nou weer gevorm word deur praktyke. Die eerste ritme van Inpas is ontdek en vier, en jy sal nou daar sien is die 3 hoofgewoontes. Ons waardeer die mylpale op God se reis met ons deur sigbaar te vier. Ons ontdek God se reis met ons deur te sien hoe die Gees ons oor tyd heen gevorm het, en ons ontdek mede-reisgenote deur 'n leergemeenskap wat saam op reis is. Elke gemeente staan voor die uitdaging dat ons baie keer nie ontdek en vier nie, maar onsself blind staar in wat daar nie is nie. En so in hierdie eerste ritme is ons van die diep oortuiging dat 'n gemeente se storie heilige grond is, dat God reeds besig is en ons kyk na waar is daai beweging in die eerste ritme. In die tweede ritme werk ons met luister en onderskei, wat gaan oor die gewoontes om stil te word en God se teenwoordigheid te ontvang, deur die woord luisterend te lees en na God se stem te luister, en dan ook te leer hoe om God se wil vir ons in hierdie tydstip te onderskei. En so in hierdie tweede ritme, ek hou so baie van Psalm 40, die Hebreëus sê letterlik, ore het U vir my gegrawe. En ons gaan onthou die Shema sê, ons ook hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. In die tweede ritme het ons hierdie gewoontes wat ons inoefen en praktyke, sodat ons onsself weer opnuut kan oopmaak vir die Heer wat spreek, en dis deel van daai ritme. Die derde ritme gaan oor waag en eksperimenteer, en dit gaan oor om
uit ons gemaksones die vreemde te betree en God te ontmoet in die vreemde en in die vreemdeling, deur vennootskappe te bou en hande te vat, na die mense wat die Here na ons toe stuur in die gemeenskap. En ons leer hoe om risiko's te maak en te innoveer, en al maak ons foute soos Jesus se disippels maar gereeld gemaak het, leer ons uit daai foute uit. So in die ritme van waag en eksperimenteer beliggaam ons iets van Christus wat uitgereik het, en daai groot, ons is nou amper in Pinkster, die wonderlike uitnodiging om te gaan van Jerusalem na Samaria, Galilea en tot in die uithoeke van die wêreld. Die vierde ritme gaan oor om te leer hoe om te verhelder en te fokus. So ons luister oop en sonder vooroordeel na wat die Here ook vir ander mense in ons gemeente sê. So ons kyk in die spieël. Ons leer ook ons gemeenskap ken en ons onderskei dan 'n spesifieke fokus. Gemeentes kan nie alles vir almal wees nie. Een van my goeie vriende sê dat 'n gemeente moet leer wat is God se droom wat hy wil uitleef deur die gemeente in die nagmerrie van hulle gemeenskap. En so as die liggaam van Christus kan ons ook 'n ritme inoefen deur te verhelder en te fokus op dit wat die Here vir ons gegee het. Ons dink sommer aan, jy weet, iemand soos Paulus en Petrus. Paulus wat sê ek is geroep vir die heidene en Petrus vir die Jode. Jy weet, daar's iets daarvan om te kan weet vir wat moet ek en ons gemeente ja sê. En natuurlik dan beteken dit dat ons nie alles vir almal kan wees nie. Die laaste ritme gaan oor implementeer en inoefen, en dit gaan oor leiers wat deur 'n voorbeeld lei, deur mense te leer om gehoorsaam te wees in konkrete aksies en dan om mense te kan begelei. Nou, soos ek gesê het, wanneer ons in 2 dae bymekaar kom, dan beliggaam ons van hierdie praktyke sodat leiers, dominees en kerkraadslede of ander lidmate ook van hierdie praktyke in hulle lewe ervaar. So 'n leergemeenskap is nie 'n eenrigting werkswinkel nie. Dit is 'n plek waar ons ook saam luister, en die uniekheid van elke leergemeenskap is regtig waar 'n geskenk. Daar is nou in die NG Kerk al verskeie leergemeenskappe in verskillende synodes, en as inpas is dit vir ons 'n groot vreugde om te sien hoe hierdie leergemeenskappe ook mekaar versterk. En so na so 'n 2 dag leergemeenskap, jy weet, het daar verdieping gekom in die groep wat daar is. En dan is ons hoop en droom as 'n inpas leergemeenskap dat gemeentes dan ook stadig hierdie praktyke begin inoefen sodat ons onsself kan oopmaak vir die lewende Here. Ja, so ons hoop dat julle deel kan wees. En as jy op hierdie groep is natuurlik, dan beteken dit dat Wynand jou reeds ingenooi het vir die leergemeenskap wat in Windhoek gaan plaasvind. Laat ek net gou hier loer, ek het nou nie WhatsApp hier op my foon gesit nie, op my rekenaar nie, dat dit my nou nie pla nie. Net weer julle datums kry, 10 tot 12 Junie. My kollegas wat gaan kom, Gert Kordier, Dr. Gert Kordier is 'n gesoute gemeenteleier, en dan Lourens Bosman is die ander leier van Inpas wat gaan kom. En ja, julle is welkom om uit te reik na ons as julle vra het. Die Inpas webblad is inpas.co.za. As jy nog nie daar ingeteken het nie, dan is jy welkom om dit te doen, en jy kan bietjie daar gaan kyk ook. En jy is welkom om my ook te e-pos met vrae of met Wynand te praat. Ja, so ons nooi julle uit, en dit sal lekker wees om saam te leer. Hoop julle het 'n lekker dag verder.